Lekker om julle te sien. Welkom. Ons is baie bevoorreg om met die teenwoordigheid van Here te ervaar en as kinders van die Here die inwonende gees van God in ons lewens te hê en te handhaaf. In die Ou Testament sien ons dat in die tabernakel van Moses en die Heilige Gees daar kon woon en die Heilige Gees teenwoordigheid was daar uitgestort en was deur rituele alleenlik beskikbaar. Deur die buitehof in te gaan en dan by die altaar waar die bloed gestort was van 'n lammetjie of van 'n bok of 'n kalfie moes hulle ingaan. Hulle moes dan by die koperwas kom en hulle hande was en hulle self eintlik reinig en dan eers kon hulle ingaan in die teenwoordigheid van die Here. En dit is vir ons nie op daardie manier om in te gaan nie. Vandag het ons die inwonende gees van God in ons. En in die tempel van Salomo was dieselfde rituele gewees. En onthou net, wanneer jy 'n tempel van die Gees van God is, beteken dit die Heilige Gees wil graag in sy volheid in jou woon. En hy wil toeganklikheid hê in jou gees, in jou hart, in jou lewe. So hartlik welkom vanoggend, ons gaan 'n bietjie praat oor die Heilige Gees en inwonende teenwoordigheid in ons, en dat jy 'n tempel van God se Gees is vanoggend. Maar kom ons bid saam met die woord van die Here. Vader, ons sê vir die baie dankie vir die woord. U woord is lewend en kragtig, Here, skerp as twee-sidede swaard wat indring in die gees. En die siel elke gedagte beoordeel, Here, en nie om ons te veroordeel nie, maar ons te beoordeel, Here, sodat ons meer en meer soos U kan wees en gelykvormig kan word aan die beeld. Hoe anders kan ons, Here, gelykvormig word in die beeld, Here, as ons nie die Gees van God in ons lewens het nie, kan ons nie by die beeld van U uitkom nie, Here. Maar omdat die Gees in ons lewens heers, Heilige Gees kom en vul ons opnuut vanoggend, elkeen wat hierdie woord hoor, Here, terwyl ek spreek, Here, wil ek vra dat die woord van God uitgaan, Here, soos 'n skerp twee-sidede swaard, Here, en indring in die gees en die siel en elke gedagte gevange neem en tot gehoorsaamheid bring in Jesus naam. En Here, dankie dat elke woord gespreek word, Here, deur die Gees gedryf word, nie deur my eie krag nie, en Here, dat U dit spreker sal wees van die woord vanoggend. Dankie Gees van Here, U is hier. Kom en rig 'n standaard op, Here, soos wat U kan alleenlik, Here, teen elke vesting, elke mag en elke siekte. En Here, U sal 'n standaard oprig teen dit, Here, en dit breek in Jesus naam. Here, dankie dat ons kan sien en glo, en ook, Here, kan hoop en glo, al sien ons nog nie, Here, weet ons, Here, ons geloof is in 'n plek waar dit in die Gees is, en in die Gees eers, Here, daar is alles moontlik. En Here, stel ons harte in 'n plek, Here, vanoggend waar alles moontlik is. Wat ons, Here, die negatiewe gedagtes, Here, uit die weg ruim, waar ons, Here, elke onmoontlike situasie, Here, moontlik sien. En Here, waar ons vanoggend verklaar wat die woord sê, Here, dankie vir dit vanoggend. En mag elkeen wat dit hoor vanoggend, Here, dit inneem, mag dit groei in ons as saad wat omkiem, Here, en mag hierdie saad, Here, groei en omkiem en vrug voortbring in Jesus naam vanoggend. Amen en amen. Loof die Here. Goed, baie dankie. Kom ons kyk sommer na die eerste skrif hierso vanoggend. En die Bybel sê vir ons duidelik, 1 Korintiërs 3 vers 16, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Do you not know? Dis klem op gelê in Paulus' tyd. Toe hy vir die Korintiërs het skryf, hy sê, julle moet dit weet. Weet julle dit nie? Dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is en dat die Heilige Gees in julle woon. Amen. So met ander woorde, jy kan vir jouself sê vanoggend, die Gees van God woon alreeds in my. Amen. Hoekom is ons by die kerk vanoggend? Weet jy hoekom is jy hier? Want die Gees van God woon in jou. Amen. Jy het hier toe gekom, want jy het iets ontvang, jy het iets ervaar, vanoggend uit die hand van die Here uit. Jy wil graag hier wees, want die Here wil met jou kommunikeer deur sy Gees vanoggend. Amen. Hy wil dit wees in jou lewe wat die waarheid, die weg en lewe is. Hy lei ons altyd in die waarheid. So die Gees van God in jou is hier en hy wil die woord gebruik om die vrede te bewerk wat jy nodig het. Die woord is die instrument wat die Gees gebruik om vrede te bewerk. Amen. So as die woord hoor en die Gees van God in jou is daar om die woord eintlik lewend te maak in jou gees, dan bring dit vrede. Amen. Want die Gees van God lei jou altyd in vrede, in blydskap, in oorwinning voor die Here. So, halleluja, die Gees van God in ons is die blydskap wat God bring. Die Gees van God in jou is die krag en sterkte. Dis die vinger van God. Amen. En as die woord kom en die Gees beamoen die woord, is daar 'n kreatiwiteit.
soos in die begin, waar die Gees oor die waters gesweef het gewag vir die woord, en toe die woord kom, dis daar kreatiwiteit, dis daar skepende mag teenwoordig. So is ons ook, die Gees van God is in jou tempel, in jou lewe, en as jy die woord ontvang met blydskap, sê die woord, met blydskap, so wees dankbaar oor die woord. Ons gaan nou kyk hoe ons bietjie in blydskap ingaan. Amen. Jy nie nors opstaan en nors gaan slaap vanaand nie. Amen. Ek sê julle is nors nie. Julle lyk daarom vol blydskap. Maar wat ek sê daardeur is om blydskap te handhaaf, om in blydskap te wandel. Want hoekom? Want die Heilige Gees is 'n gees van blydskap. Amen. En die gees van blydskap gee jou krag en sterkte. Want die blydskap van die Here is jou beskutting en jou krag en sterkte. Amen. Jy kan nie bekostig om sonder blydskap te wees nie. En as jy nie blydskap het nie, dan moet jy oorbly word. Filippense 4 sê dit. Rejoice, né? Rejoice. Wees verbly jouself. Ek was bly, my blydskap verloor, dan moet ek weer myself verbly. Amen. Ek moet weer oorbly raak. Halleluja. Ek wens ek het 'n blydskapknoppie gehad. Amen. Wat jy kan druk en sê dis ek weer bly. Amen. Halleluja. So groot rooi knop, so 'n noodknoppie in jou huis. Here, nou is ek weer bly. Halleluja. Amen. Maar jy het so 'n knoppie. En hy bestaan in die Gees. Halleluja. So jy moet die regte knoppie druk vir oggend. Dat jy blydskap weer kan opstaan, dat jy weer kan vrede hê, dat jy weer kan uitspatte geraak voor die Here. So Dawid was, hy het in sy onderklede gedans, sy onderkleed, gedans voor die Here, en hy het hulle self geskaam vir hom. Maar hy was bly oor die Here, halleluja. Kom ons wees bly oor die Here vanoggend, wees enthousiasties oor jou God vanoggend, hy het alles vir jou gedoen. Kom ons kyk vir Lukas 11 vers 9, so I say to you, ask and it will be given to you. Hoe gaan ons die Gees ontvang? Hoe gaan ons blydskap ontvang? Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. 3 vlakke van gebed, vra, en dan die ander ene is soek, en die derde ene is klop, halleluja. En Lea het by 'n plek van klop gekom, en die rede het opgehou. Amen. Die eerste vlak van gebed is vra. Vra. Die tweede plek is waar jy bietjie dieper gaan, waar jy soek. Amen, jy soek. En die derde vlak van gebed is waar jy begin klop. Waar jy klop en die deure word oopgemaak vir jou in hemelse plekke. En dit is, jy ken die liedjie Knocking on Heaven's Door. Dis nie 'n Christelike liedjie nie, hoor. Maar dit is geïnspireer uit 'n Christelike hoogpunt. Hy het daai skrif gebruik om hy liedjie te skryf, baie interessant. Knocking on Heaven's Door, en hy het hierdie skrif gebruik. So, for everyone who asks, receive, the one who seeks, find, and the one who knocks, the door will be opened. Amen, it will be opened. Het jy by die klop uitgekom. Dit beteken jy spandeer so 'n bietjie tyd by die Heilige Gees. Amen. Ek spreek 'n bietjie tyd met hom en laat hom toe om jou in gebed te lei, in geestelike gebede te lei. En dis die belangrikste vir 'n kind van die Here om in geestelike gebede betrokke te wees. Geestelike gebede beteken jy bid die woord. Amen. Jy spreek die woord. Halleluja. Jy kom bietjie in 'n plek waar die woord prominent uit jou mond uitvloei, waar die woord dominant is in jou lewe, waar jy oorheers word deur die woord van God. Prys die Here. Which of your fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? Amen. Yes, 'n vlak van gebed. Ask him. Only ask him. Don't have to, go deeper. Just ask the Holy Spirit. Ask, Lord, I need more of the Holy Spirit. Amen. Lord, I need more of you. Het jy al 'n bietjie vir Here gevra? Here, gee my meer van die Gees. Gee my die Heilige Gees. Want sonder die Gees van God kan jy nie oorwinnings hê in oorlogvoering nie. Sonder die Gees kan jy nie die woord verstaan nie. Sonder die Gees van God kan jy nooit standvastig bly en staande bly nie. Sonder die Heilige Gees kan jy nie vyande oorwin nie. Die Here sal nooit uitlewer aan jou vyande nie, want hy is getrou en die Gees van God wat in jou is, sal dit nie toelaat nie. En hoe meer jy van die Gees van God in jou lewe het, hoe meer kan die Gees van God teen die siekte veg, teen die goed opstaan in jou lewe. Want ons is blootgestel aan onsself. Ons is blootgestel as mense aan ons eie swakhede.
Ons eie tekortkominge, ons het nie die antwoorde nie. Maar met die gees van God binne in ons, kan ons alles oorwin. Dis nie die krag of deur geweld nie, maar deur my gees, so spreek die Here. Halleluja. So die gees van God in jou moet daar heers. Jy moet hom meer plek gee, jy moet hom meer tyd gee, jy moet meer bietjie met hom kommunikeer. Amen. Want hy lei jou altyd na Jesus toe in elk geval. Want hy is die verteenwoordiger van Jesus Christus op hierdie aarde. Amen. En as jy meer tyd maak vir hom, maak jy meer tyd vir Jesus. Prys die Here. So maak baie meer van die Heilige Gees in jou lewe. Laat toe dat die Gees van God alles oorwin en alles oorweldig en jou vul opnuut vanoggend. 'n Varse invulling van die Heilige Gees vanoggend. Halleluja. Miskien gaan hy iets lekkers losbreek hier. Amen, as jy 'n vars invulling kry. Miskien gaan jy opstaan in jou binneste. Miskien gaan jy weer krag ervaar. Miskien gaan jy weer lekker net weer kan bid. Amen. Miskien gaan die plafonne opskuif. Soos daar by ons plafonne reggemaak het, plafonne afgebreek hierdie week. Amen, plafonne, letterlike plafonne. Op sinkdakke, Helene help my, gee die sink aan, ek stoor dit op die dak. Halleluja. Die kinders het sommer ingeklim en gehelp. Halleluja, prys die Here. Maar dit was 'n oorwinnende week. Met 'n paar letseltjies, maar dis niks nie. So ons prys die Here, ons sien ook hier Tessalonisense 5 vers 19. Hy sê vir ons, do not quench the Holy Spirit. Do not quench, moenie die Heilige Gees uitblus nie. Want dis al wat jy nodig het om te oorwin as 'n kind van die Here, die Gees van God in jou. Hy sê Galasiërs 5 vers 16, walk by the Spirit, amen, om in die Gees te wandel. Halleluja. Nou kom ons kyk na die beginsel, hoe word ons gevul met die Gees van God? Dit is 'n baie eenvoudige konsep, maar kom ons kyk 'n bietjie daarna. In Efesiërs 5 vers 15. Look carefully then how you walk. Live purposefully and worthily and accurately. Amen. Not as unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people. Amen. Geestelike intelligensie en wyse mense. So die Gees van God is 'n gees van wysheid. Sonder hom kan jy nie wysheid hê of die geestelike intelligensie. Amen, wat jy nodig het nie. Maak nie saak of jy wiskunde nie geslaag het nie. Jy het nog steeds geestelike intelligensie. Amen. Halleluja. So wiskunde is 'n probleem vir van ons, né? En ons moet geestelike intelligensie bo die wiskunde verstaanbaarheid. Prys die Here. Want dit gee jou verstaanbaarheid in soveel dinge. Dit gee jou verstaanbaarheid en insig in die geestelike dinge wat die wêreld nie verstaan nie. En dis interessant, ons kyk baie keer na 'n skrif in Amos, waar hy sê die geld van die onregverdiges sal opgelê word vir die regverdiges. Wie ken daai skrif? Amen. The money of the wicked is laid up for the just. Nou, ek dink bietjie hierdie week aan, ek sê Here, maar as ons wysheid het so Salomo, en Salomo het klippe gehad, het goud gehad en silwer gehad, wat om sy paleis rondgelê het soos klippe. Die Bybel sê dit vir ons duidelik. So ryk was hy. So het Salomo gewag vir jare en jare en jare dat die geld van die onregverdiges ewe skielik na hom toe moet kom. Nee. Hy het dit bekom deur die wysheid en insig en wysheid wat God hom gegee het. Amen. En dit is interessant want daardie tipe wysheid is 'n wysheid wat jou seën en wat jou verhoog bo al die omstandighede. En dit gee 'n sedelike kroon vir jou waarin jy funksioneer as 'n koning, as 'n heerser en 'n priester. En daardie tipe wysheid is wysheid wat rykdom aantrek. Amen. Jy hoef nie te wag vir jare dat die rykdomme van die onregverdiges na die regverdiges te moet kom nie. Nee. Dit is 'n aksie van Here, ek ontvang die Gees. Here, die Gees binne in my, die wysheid binne in my, Here, om hierdie goed te bekom in my lewe en om te oorwin en om genoeg te kan hê en om te seëvier in hierdie lewe. Amen. Dit gaan nie oor die materiële nie, maar dit gaan oor meer van die geestelike ook. Maar as jy die geestelike ontvang jy ook die natuurlike. Amen. Dit begin eintlik in die geestelike. Prys die Here. Ons sien dit ook hier, making the most of the time, buying up each opportunity because the days are evil. Dankie dat julle 'n geleentheid gebruik om by die kerk te wees. Make the most of each opportunity, buying out the time, because days are evil. Amen. Koop die tyd uit om by die Here se woord uit te kom. Therefore do not be vague and thoughtless and foolish,
but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but ever be filled and stimulated with the Holy Spirit. Moenie dronk word van wyn nie, maar word gevul met die Gees. Amen. Halleluja. Dis wonderlik. Dis 'n interessante vergelyking. Maar word gevul met die Gees eerder. Amen. En dit is, want onthou toe hulle in die bovertrek gevul was, het mense gesê hulle is dronk. Dat julle gesê julle is dronk, julle is 9 uur in die oggend en julle lyk al so. So het hulle gelyk. Ek dink hulle probeer die tafel mis en dan het jy al dronk al gesien, hè? Hy probeer die tafel mis, maar hy mis hom nie. En hy kyk die tafel en hy maak so half 'n sirkeltjie om hom. Voor hom tref. En dis spesifiek gelyk het, dat gevul was met die Gees. Amen. En ek dink elke keer, julle weet wat ek praat, nou. Okay, so sê ek, do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. In vers 19 sê hy, speak out to one another in psalms, hymns and spiritual songs. Hallelujah. Wat is die eerste vlak? Hoe word jy gevul met die Gees? You speak. You speak, amen. You speak what? You speak the word. Jy spreek die woord van God, amen. Ek is die apel van God se oog. Ek is die kop en die staart, ek is bo en nie onder nie. Ek kan alles deur Christus my die krag gee. Halleluja. Ek is 'n koning en ek is 'n priester. Groter is hy wat in my is, hy wat die wêreld is. Ek is genees deur die wonde van Jesus. Jy spreek, halleluja, jy spreek die woord. Wat moet jy spreek? Speak out to one another. Die vertaling in die Griek sê nie one another nie. Die vertaling in die Griek sê to myself, to yourselves. Speak to yourselves. Speak to yourselves, not just to one another, ook seker met mekaar, né? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Helene, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Amen, jy spreek 'n psalm vir jou man, jou vrou. Amen, in die aande, voor jy gaan slaap, spreek jy psalms, spreek dit in jou huis, weer klink dit, laat dit uit jou mond uitkom. Die eerste manier hoe jy gevul word, want die vorige skrif sê, don't be filled with the Holy Spirit, don't be filled with wine, but be filled with the Spirit, dan sê hy vir ons, hoe dit werk, nou, die volgende skrif. Hoe word dit? Hoe gaan ons vol word? Hy sê, speak out to one another, en offering psalms, hymns, and spiritual songs. Wow, amen. Psalms, hymns, and spiritual songs, offering praise. So, het jy al 'n bietjie geprys op jou eie? Het jy geprys in die kar? Baie kere, dan voel ek net, ek moet nou prys. Ek sien kar alleen, is niemand wat vir my gaan kyk of my lag nie, maar ek moet nou prys. Amen. Of ek is op pad iewers heen en ek voel net, ek moet nou prys, ek moet die Here eer, ek moet hom prys, ek moet hom verhoog, met my prys, met my lof. Amen. En dis hoe jy prys, jy begin net te sing, ag Here, U is wonderlik, U is groot. Loof die Here want hy is goed, want sy gerendeerdheid tot die ewigheid, sy trou is van geslag tot geslag. Jy begin om te prys. Jy begin sy naam te verheerlik. Sê, U is die wonderlikste, U is die grootste, U is die almagtige, die skepper van die heelal, die skepper van my lewe. Jy begin om te eer en te prys, U is my voorsiening. En jy begin dit te spreek en jy begin sy naam te verheerlik bo alles. En die omstandighede gaan nie meer saak maak vir jou, dit word kleiner, want hy word groter in jou mond en in jou lewe, amen. So met ander woorde, dis hoe jy die omstandighede oorwin. Jy word groot, jy maak hom groot. Jy besing sy lof, jy besing sy prys. Jy soek sy aangesig eintlik as Vader, want as jy hom prys, dan begin die vyand in verwarring kom. As jy hom prys, begin die vyand mekaar te veg. As jy hom prys, begin daar iets los te breek, amen, in jou lewe. En dit is wat die engele verwag. Die engele daag op in jou prys. Die Here kom besing die lofsange vir sy kinders, en besoek die lofsange vir sy kinders. Nou, as daar prys is, daag die Here op. As daar prys is, word die engele in beweging gebring. Amen. Dis hoe dit werk. Loof die naam van die Here. So ons gaan meer met prys. Ons sal meer met spreek. Die tweede ding is prys. So, hoe gaan ons prys? Hy sê offering praise voices and instruments. Het jy 'n instrument by jou huis? Het jy nie 'n instrument nie? Dan moet jy sommer net 'n pan vat met 'n houtlepel. Nee, grap sommer. Jy kan jou hande gebruik.
Jy kan die hande gebruik as instrument. Allemaal gedink is bykie. Maar in elk geval, op die einde van die dag, is jy in prys, amen, jy is in vreugde.